Vandag vermoed ek is die laaste dag van hierdie hele storie, wat ons kyk na die paar moeilike vrae en kragtighede wat ons liewe vriend krag toe aangeraak het. En julle is almal hier, so ek gaan nie, dit is nie nodig my ander goed gaan kyk nie. Ok, vandag kom ek uiteindelik uit julle by die tema van die ding van waar was God dan? En die vraag kan 'n klomp goed wees. Waar was God toe my vrou verkrag is? Waar was God toe my kind agter die kar gesleep is? Waar was God toe enige van die miljoen vrae wat jy daar kan insit? Waar was God met dit gewees? Ek het so seker 2 jaar terug het ek saam met 'n baie prominente Afrikaanse besigheidsman golf gespeel die dag. En aangesien hy sy hande ook in 'n stuk van die Christelike mark ingehaal het, was ek te verstom oor die ding, want dit begin reën, en ons praat oor die reën, en op daai stadium was die tsunami net mooi deur die ooste, en daar's honderde duisende mense sonder dakke oor hulle kop, en 'n klomp mense is dood, en hy sê toe, in kerktaal sou ek moet sê, dat God is besig om self dood te lag, oor dit wat daar in die gang mee is. En dit het my erg getref, want ons loop of ek loop rond en dink elke Afrikaanse ou wat iets in die gospelmark in die gang het, dink die Here is fantasties. En toe kom ek agter blykbaar nie. Mense beskuldig hom van al hierdie dinge en dat hy die wêreld soos 'n papeteer in die gang het en al hierdie nonsens aanjaag vir sy eie entertainment. Nou, my gesê die meeste mense wat ek met te doen kry, dink nie noodwendig God is boos nie. Maar ek wil hê ons moet vandag kyk na God se karakter. Hoe is God? Voor ons nog kom by, hoekom doen hy of doen hy nie goed nie, of laat goed toe of laat nie goed toe nie. Hoe is God se karakter? En die eerste plek wat ek wil hê ons moet gaan kyk is in Eksodus 33. Vanaf vers 12 af, toe het Moses met die Here gespreek, U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie. Hoewel U gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in U oë gevind het, maak my dan tog U weer bekend dat ek U kan ken, sodat ek genade in U oë kan vind en bedink tog dat hierdie nasie U volk is. En ek dink dis baie keer ons voel soos in, Here, ons weet ons moet hierdie goed te doen en al so, en U weet van ons ken mekaar, maar nie goed genoeg nie. Ek moet meer van U weet om te verstaan wat hier aangaan en hoe ek hierdie ding gaan regkry. En toe vers 14, en hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Nou ek wil hê met die Engels kyk vir vers 14. Jy gaan afgaan vir dit so. Want vir een of ander rede is dit net die Afrikaanse vertaling wat dit as 'n vraag stel. Ek het 50 ander vertalings gaan kyk en almal van hulle stel dit soos Engels dit sê. And he said, my presence shall go with thee and I will give thee rest. So hy sê, Here, leer my meer van U, wie is U? En Here sê van hom, wel, ek gaan vir die begin, gaan ek saam met jou gaan, ek gaan vir jou vrede gee. En toe, in hoofstuk 34, is toe nou waar die Here by Moses bykom of hom sê, ek gaan vir jou myself huis. Jy gaan dit nie my gesig sien nie. Vers 6 en 7, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, so die Here self roep uit. Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig, beteken hy baie tyd met jou, en groot van goedertierenheid. Goedertierenheid sê 'n woord net vir goed. Hy is vol goedheid. En trou. God is getrou. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende. Wat ongeregtighede en oortredinge en sonde vergewe. Maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtighede van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die 3de en aan die 4de geslag. Nou dit lyk soos die strydighede van die Here sê, hy vergewe sonde, maar hy sê nie soms net sonde oor nie. En dit alles maak my kopie sin, so later by stukke daarvan kom. Maar hy is die Here se karakter. Barmhartig, genadig,
lankmoedig, groot van goedertierenheid, getrou. Hy vergewe sonde. Hy sê dit nie oor nie, en dit is 'n goeie ding. So later kom welkom. Maar dit is wat God van homself gesê het. En daar kry jy iemand ander wat na God moes kyk en hom probeer uitfigure, nee, daai is God self wat hom sê, dis hoe ek is. Dis met wie hy deel hierso. Jeremia 29. Vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n Tsunami wat mense se lewens omkrap is nie gedagtes van vrede in my kop nie. As jou vrou verkragt word, klink nie vir my soos daai ding wat die Here beskryf nie. Dis sy gedagtes vir ons. Ek weet wat ek vir julle dink. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dit is wat God se planne met jou is en dis wat hy oor jou dink. Nie onheil in die storie nie. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, weens goedheid, en verdraagsaamheid en langmoedigheid. God het baie tyd met ons twak, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jy tot bekering wil lei nie. Hoe kry mense God by, maar hoe red hy mense? Met sy goedheid en sy langmoedigheid met hulle. In plaas van sê ek God as ek baie keer net so gemaak het. Want hoeveel keer moet ek vir jou sê? Ek is God. Maar hy doen nie. Hy koetjie-koe vir ons tot ons hom raak sien en hom liefhet. En bekering beteken gedagte verander, jy verander jou gedagtes oor iets. Dis hoe God ons tot vandag toe nog gekry, ons gedagtes aangaan om te verander. Met sy goedheid. Dit vat ons net ruk om dit te sien, maar dank die Here, hy is goedertierend, hy is langmoedig en hy is allerlei mooi dinge wat ons nodig het tot ons daar uitkom. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Tot wat ek daar so, tot 39, okay. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? Daar is nou die hele teologie agter die storie. Wat sal ons hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. God is nie teen jou, hy is vir jou. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dis die logika van die storie van as God almagtig sy seun uit die hemel uitstuur om mens te word en om sterf vir ons. Vir watter rede sal hy ander goede van ons af uithou en ons handel asof ons met ons te kere gaan nie onder asof ons entertainment vir hom is? Of nie belangrijk, wat hy het ook al wil doen. Hoekom sal God dit doen as hy sy seun nie gespaar het vir ons nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Duidelik nie hy nie. Hy beskuldig nie. God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Duidelik nie hy nie. Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, en wat ook vir ons intree. Dis wat Jesus doen. Hy is nie daar om jou aan te kla die hele tyd, vir te vertel as hy twakkie is nie. Dis nie wat hy doen nie. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Alles wat hierdie mense God van beskuldig van, kyk hoe lekker kry hy by wat hy aanvang. Sê, dit is juist waar die liefde van God vir ons buffer, is met hierdie goede. Niks van die goede kan ons skei van sy liefde nie.
daai goed probeer juist tussen jou en God aankom. Maar dit kan nie. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks gaan jou kan skei van God se liefde nie. Of jy dit verstaan of nie verstaan nie. As jy hierdie woord in jou hartjie gaan insit. Niks gaan jou kan skei van God se liefde nie. Nie eers die goeie wat jy nie verstaan nie. So dit is vinnig net God se hart, sy gedagtes oor jou, sy karakter, wat hy uit optree as hy met jou werk. So, waar was God dan as hy nie boos is nie? Ons sê, hy is nie boos met al die dinge. Hoekom laat hy dan boosheid toe? En die eerste ding wat ek vir julle wil sê is, ek het nie al die antwoorde nie. Ek het regtig nie. Ek wens miskien aan die een kant het ek gehad, aan die ander kant, die dag dink ek as ons dink, ons het God uitgefigure, ons het in 'n mooi dis hoe hy is, dan sal dit eintlik 'n klein God wees. En wat hy verseker nie is nie. Ons kan nie dink, met ons menslike verstandjies en al die great insig wat ons kan kry, gaan ons God ooit verstaan nie. Maar, hy is nie so 'n mystery dat jy hom nie kan ken nie. Die feit dat ek daai vrou nie heeldag verstaan nie, maak niks van ons verhouding nie. Maak dit nie 'n slegter verhouding nie, het maak nie haar boos op iemand in my nie, het maak niks van my. Ons leer God ken, en hy openbaar homself stuk aan ons, maar daar is 'n stuk van die Godheid wat ons nie kan bykom nie. Ons is mense, hy is daar ver bo. In daai opsig ook. So die eerste ding is net, julle moet weet, ek het regtig nie al die antwoorde nie, maar daar is stukke goed wat vir my sin maak, en ek hoop ek kan stukkies daarvan vir julle oordra, en as ek nie kan nie, dan die Here moet dit self doen. Ek kan in elk geval nie. Ek verduidelik vir haar nou nog baie goed wat vir my sin maak as jy sê, wat sê jy nou vir my? So. Hier is vir my die sinvolle manier hoe ek na goed te kyk. As ek na iets kyk wat woes lyk, en ek soek 'n antwoord daarvoor, dan begin ek altyd met werk vanuit wat jy wel weet. As jy nie iets weet nie, begin en werk van wat jy wel weet. Dit voel vir my die meeste mense doen dit andersom. Hulle verstaan nie wat God nou doen nie, en dan verduidelik hulle met goed wat hulle in elk geval nie van God glo nie. En dis hoekom uitkom by sulke silly goed soos, wat die Here is besig om mense nou so dood te maak vir sy entertainment of mense so Piet Kerk wat nie in God glo nie, beskuldig hom van goed. As jy nie God glo nie, hoe kan jy hom beskuldig van goed? Ek verstaan nie die kry by mekaar uit nie. So voorbeeld. Waar was God my vrou gevra is? Dan begin ek op die goede en ek werk vanuit die goede wat ek vas van oortuig is, wat ek weet die waarheid is. En die eerste ding waarvan ek oortuig is dat God het dit nie beplan nie. God het nie gedink ek moet my vrou 'n bietjie terugkry en toe stuur hy verkragter na toe nie. Dis nie wat gebeur het nie. Johannes 10 vers 10, ons ou gunsteling. Dis nie hoe dit sal lyk nie, as dit God is nie. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Jesus het gekom dat ons lewe en oorvloed kan hê. So die eerste ding waarvan ek oortuig is, as ek met iets dink soos hoe kom my vrou verkragt en waar was God op daai stadium is, God het dit nie beplan nie. Hy is nie die booswig in die storie nie. Volgende ding waarvan ek oortuig is dat God is goed, maar daar is nog steeds boosheid in hierdie wêreld. Ek wens dit was nie so nie, maar dis hoe dit vir my lyk om te wees. Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dit sê hy, Christus kom as die lig. En die mense hierso is boos, hulle stel nie belang in heiligheid. Wil nie so toe kom nie. Die boosheid is nog steeds in die wêreld, God is goed, maar die boosheid is nog steeds om ons. Ek weet dit. Ek is oortuig volgende, dat God liefde is, en oor hy rede het hy vir mense 'n vrye wil gegee. En ons weet dit in die begin, sien dit in Genesis, wat hy vir die mense sê, gee vir al hierdie staf, eet waarvan julle lus is, 'n partytjie in hierdie tuin, los hierdie boontjies uit.
Hy moet mense 'n keuse gee, anders is God nie 'n God van liefde nie. Geen ou wat sy wil afforceer op iemand is liefdevol nie. So dit begin al in Genesis en in Deuteronomium 30. Hier is my verstommende gedeelte actually. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek aan jou voorgehou. So, hier is hoe het gaan werk. Hier is nog al die reëls in die Ou Testament, dis hoe het gaan werk. As julle hierdie goede doen, my volk bly al die dinge doen, gaan ek vir julle seën dat dit mooi lyk. As julle dit nie doen nie, gaan die vloek oor julle kom. Kies dan nou, as jy sukkel om te kies, hier is my voorstel. Kies die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, en dat jy lang in die land kan bly, al die goede. En die mense staan, wat sal ons kies? Wat vir ons kies die vloek? Ek verstaan dit nie, hulle, maar dis ons mense. Daar is hy. God sê, hy weet keuse. God sê vir hulle, ek het al hierdie voorspoed vir julle, al hierdie dinge in beplanning. Kies dit. Maar dis jou keuse. Mense het keuse, God gaan dit nie verander nie, want dan is hy nie 'n God van liefde nie. Nou waar was God dan nou, toe my vrou verkragt is? En die ongemaklike antwoord, wat sin maak, is, julle, God was daar. Ek glo God was fisies daar gewees en dit het sy hart net so seer gemaak sodat my vrou sy gemaak het of myne gemaak het. Hy het evenveel haat en wraak en goed op homself gevoel op daai stadium as wat jy gevoel het oor sulke goed. God weet sulke dinge verdien die dood. En ek wil gou vir julle lees Romeine 1. Langerige storie van vers 18 af. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Weer die storie van die afgelope 2 weke. Mense kyk na al hierdie goed en God sê, jy gaan nie verontskuldig, jy gaan nie enig gaan staan sê, ek het nie geweet van 'n God nie. Jy kan nie goed sien. Jy kyk na dieselfde evidence as die ander mense, jy besluit het, dit kan nie die waarheid wees nie. Jy kan God duidelik gesien het. So hierdie, alles wat ek nou vir julle verder gaan lees, onthou dit, praat nou met mense, wat na die goed kyk en besluit, is nie God nie, ons aanbid dit anderste. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en van voëls, en viervoetige en kruipende diere. Nou dit hoef nie 'n beeldjie te wees nie, deesdae is sommer wetenskap en intellek, en ons mense is fantasties in al die dinge. Whatever jy aanbid. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir 'n leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. So dis wat die mense gedoen het. Hulle aanbid nie meer God nie, hy verdien het, hy is die skepper, hulle aanbid nie hom, hulle aanbid eerder 'n skepsel. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Nou dan hierdie gedeelte praat van almal wat nie God aanbid en besluit dis nie hy nie. Hulle aanbid iets anders. Hoor nou lyk die lysie van wat hulle als het in hulle. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid. Daar gebeur nie die regte dinge daar nie. Hoerery. Dis 'n bietjie om jou dink, hoe lyk die wêreld? Boosheid. Ek sou verkragting nogal aansit. Hepsig. Mense wat nie genoeg kan kry nie. Ondeug.
volnydigheid, klink my soos verkrachting, moord, klink my soos dit, twis, bedrog, ken jy mense wat 'n bietjie bedrog pleeg, kwaadaardigheid, klink my soos verkrachting, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, klink vir my soos dit, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, klink vir my soos dit, gehoorsaam aan die ouers, onverstandig, klink vir my soos dit, Ongehoorsaamheid aan die ouers. Is wat ek gesê het, hoop ek. Nee. Gehoorsaam. Okay, ongehoorsaamheid, luister asseblief van mamma en papa. Sonder natuurlike liefde, klink vir my soos verkrachting, onversoenlik, onbarmhartig, klink vir my soos dit, mense wat al ken hulle die verordeninge van God, goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Daar is my lang lysie, wat die Bybel sê, mense wat besluit het, God is nie die ding nie, dus, nie die skepper erken vir wie hy is nie, dis hoe die lysie lyk van wat ons hier so mee deel, jylle? En dis die mense goed, en nou dink ek weer, hier is die verkrachting boetie, hy het verkracht, waar was God in daai stadium? Ek glo, God was daar gewees, bereid weet, en hy het daar gekyk, en het is hard net soveel gevang soos jou nou, die selfde emosies, nou hier is die ding met wat ons mee sit as mense, ons kan nie, die emosie wat ons ervaar van haat en wraak en al die goede, is 'n gepaste emosie. Dis die regte ding om te voel op daai tyd. Jy voel so, want God voel so. Daar's niks verkeerd om 'n emosie te voel nie. Ons as mense kan nie die emosies dra nie. Dis hoekom God gesê, daai goed is te sterk vir jou, moet gee dit vir my. Die rede hoekom jy vir my moet gee, is my kop tweeledig. Die een ding is, dit sal ons siek en dood maak. Ons weet dit fisies. En God het gesê, gee dit vir my. Ek wil actually wraak vat. En hy sê daar so, hy sulke dinge verdien nie dood. Hy weet dit. Die ander rede hoekom ons nie meer kan sit nie, is die eenvoudige ding van, ons kan nie goed teen mense hou nie, want ons is vrygeskeld van ons twak. En dis wat ons, so dat terug nou gekyk het op baie plekke, ons is van baie vergewe, en as jy dink, wel, dis 'n verkragter, ek het net niks gedoen nie, was my net het nie God geken nie, dan verstaan jy nie, wat die gevallenheid van mense beteken in vergelyking met God se heiligheid nie. En ons kan nie goed teen mense hou nie, ons moet hulle laat gaan, want Romeine 2, 12. Yes. 12 eerste, jy is regstaan. Romeine 12 is die een wat ek eerst soek. Vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld spreek die julle. Ek het nie, ons glo God nie. Maar daai dings lyk vir my soos, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Ek weet jy is kwaad, maar jy is bietjie kwaad, jy is mens kwaad en ek gaan jou siek maak. Ek sê wat, gee plek vir my toorn om in te kom, want ek gaan vergeld. Julle daarin het my hoop gegee, daai ding maak dat mense kan sê, okay, God sal hulle uitsom, ek gaan dit laat gaan. Ek hoef dit nie te verstaan nie, as ek hulle laat gaan, keer ek nie goed wat hulle gedoen het nie, maar ek gaan dit nie dra nie. Ek het nie nodig om dit te dra nie. God sal hy goed van jou hande afvat, hy sal vergeld die wraak om hom toe. Ek vra om God te glo op daai ding. Okay, so jy kan nie teen die mense nie, dis waarom Romeine 2 aankom. Daarom is jy ook mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontschuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Jy het miskien nie verkragt nie, maar jy maak van ander twak. En ons is nie op skaal van hoe erg dit is. Niks op skaal uit te waai nie. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. En meen jy om mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. Kan dit teen mense hou nie. Matteus 6 vers 12. Selfe storie. Ons staan en bid. Here, vergeef ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Ek hoop jy hoor wat by jou mond uitkom. Want as dit die waarheid is wat daar uitkom, beteken dit as jy nie gaan vergewe nie, gaan jy nie vergewe word nie. Selfe ding Matteus 7 vers 1 en 2. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. OK. Dit beteken, maatjies, jy kan net nie teen daai mense hou in die haat en die wraak nie. Die keer nie goed wat hulle doen nie, obviously nie. Praat nie goed wat hulle doen nie, sê nie hy sy en die oud seker maar 'n moeilike lewe gehad nie. Jy kan nie die wraak vashou nie, kom jou nie toe nie. Kom God toe. En hy gaan 'n behoorlike job daarvan doen. Ek dink die probleem met ons is,
Ons wil sien hoe God hulle uitsort, ons wil dit nou sien, en ons wil dit in daai definition sien. Ek wil sien hoe God hom so smeer. En al kan ons nie nou sien, al lyk dit nie met wat ons nou raak sien, soos die straf en die wraak van God nie. Kan jy jouself iets ergers voorstel? Enige mens onder die son, maak nie saak hoe baie is nie, om vir 'n ewigheid in die hel te brand. Wat nie gemaak is vir mense nie, wat gemaak is om Satan in te laat. Dis die ewige aanhoudende wraak van God wat daar brand. En is gemaak vir hom wat regverdige judgment is in my humble opinie. Wat Satan is verantwoordelik vir al die boosheid in die wêreld. En hy word gestraf daarso. En die mense wat dit gaan mis, wat God nie raak sien in die storie, die gaan saam daarso wees. En God se wraak oor die boosheid van die wêreld word uitgestort in die hel. En ek kan nie erger ding dink nie. So as jy dink God, hy is bietjie wishy-washy met die oudjies van nou, as jy dit nie nou raak sien nie, hang in there. Ek dink dit is lekker vir jou wees om te sien eventually, maar dit is 'n verskriklike ding wat op pad is vir mense wat die goeie toekom, wat sulke dinge aanvang. En God sê sulke dinge verdien nie dood. Ons voel ook so. Dis ons vat vir doodstraf. En dis op pad as jy dit nie nou kan sien nie. Glo God as hy sê die wraak kom op toe. As jy nog sukkel met iets soos met die hele van waar was God en hoekom het hy nie en al daai dinge nie. God was daar. En ek wil net bemoedig met die stories van wat ek van wel weet, ons eie stories en stories van mense wat ons mee werk en berading. Jy het al met 'n klomp mense gedeel wat deur soortgelyke goed gaan. En almal van hulle het vrede gekry in die antwoorde wat hulle by God gekry het. Almal het die ding gehad van God was op 'n manier daar. Party was in staan, party is whatever. God was daar en op 'n manier het hulle wel beskerm. Hy het nie oor hierdie ou se wil gegaan nie, maar op 'n manier wat vir hulle vrede gebring het, was God daarso. So ek kan nie vir jou sê wat dit vir jou is nie. As jy nog sukkel met so iets, kom na ons dat jy kan help of sort uit met God, maar laat hy met jou praat want hy is daar op 'n manier wat vir jou as jy sy hart verstaan en hy spreek en dan gaan die vrede kom. Al verstaan jy nie hoekom nie. Want daar's boosheid in die wêreld, ons is in hierdie wêreld en vir watter rede het God besluit hy gaan nie nou die boosheid uithaal nie. Dis wat die gelykenis waar is die gelykenis? Matteus 13. Ek dink dit is weer vir julle te lees. Nie die gelykenis van die saaier en toe kom sy man en dan sê maar, het ons nie goeie saad gesaai nie, is dan nou onkruid op. Toe sê hy dis 'n vyand wat dit kom saai. Toe sê hy, dan moet ons net die onkruid uittrek. En toe sê die eienaar, nee, los die goede daar, dat dit saam opgroei. En later sal ons die onkruid gaan uittrek en in die vuur gooi. Nou die verduideliking is baie afwesend in hierdie storie. Hoekom God besluit om nie die onkruid uit te trek nie, weet ek nie. Dis probably omdat hy God van liefde is en lankmoedig is. En die onkruid ook wil probeer in die hande kry. Maar op sommenders gewys dan, julle? Nee, voor ek daar kom. God gee om vir ons ten midde van hierdie twak wat ons in is in die wêreld. Matteus 10 vers 26. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig en wat julle in die ore hoor, verkondig dit op die dakke en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Dis weer hy in ons koetjie wêreld van niemand slag eers by hoenders nie, is die dood 'n verskriklike ding vir ons, julle. Maar wat hierdie ding sê is, die ergste wat met jou kan gebeur, is iemand kan jou doodmaak. Dis al. En dis al 'n snaakse stelling in die begin, maar dis al. Hy kan jou doodmaak. Hy kan niks verder doen nie. En is seker nie 'n lekker ding nie. Maar dis al wat hy kan doen. Daarna, die Bybel sê ons gaan nie eers dood as jy God ken nie. Jy is net sit daai lyfie daar een kant neer, dan gaan ons. Hierdie is nie waaroor dit gaan nie. Hierdie is die begin van waaroor dit gaan. So die ergste wat iemand kan doen, en dis ook meer sê, moenie eers bang wees vir hulle nie, want al maak iemand jou dood, dis al wat hy kan doen. Waar die ene oor daai piek, want hy, daar's 'n verderfenis hierna. Maar wat van as jy nie waar jy oor die doodgaan gedeelte nie, maar die proses wat lei tot doodgaan? Dan moet jy dit uitsort. Gaan Hoor oor die wat krap jy daar aansien. Want as een of ander leending wat jy nou glo van iets, ek weet nie wat nie. Hoe die leen dat pyn is.
Hoekom gaan dit pyn wees? Hoe weet jy hoe jy doodgaan? Nee, maar ek praat nie noodwendig van even doodgaan nie, is meer 'n geval van as iemand jou torture to death, I'm not scared of the dying part. Scared of the torture. It's that bit before it. Wel, kom ek vertel my persoonlike storie. Ek was ook nie bang vir doodgaan soveel as wat ek bang was vir die doodgaan proses nie. En met die hele tik van kry die hartaanvalle, deur 'n hele stuk gaan hospitaal toe, 2-3 ure wat my gevat het om dood te gaan. Maak nie sin as jy doodgaan nie. Dit kan vir jou ondervinding uit. Ek is nog nooit met keel afgesny, ek kan nie vir jou sê nie. Maar die stukkie wat ek van weet, die proses van doodgaan is nie so moeilik wat jy dink nie. En toe ek gaan, het geen sin saak gemaak nie. Ek het nie gehoor eers dat ma sonder 'n man gaan sit nie. Niks het my geplan nie. Dit maak nie meer saak pas daarin nie. Dis my stukkie verhaal. So hoe dit vir iemand voel wat agter 'n pad aangesleep word, ek weet nie, dis morsigheid daar wat ek oor sal dink, as God genadig is, wat ek weet hy is seker hy maak 'n plan. Ek hoor van baie mense wat sê, voor jy verdrink, gaan jy dood in skok. So, dat ons seer kry en swaar kry in hierdie lewe, nou dat. Ek het nie eens vir jou antwoord nie, so, ly mense, partykeer as hulle doodgaan, ja. En, hoekom God die leiding sal toelaat, ek weet nie, maar gaan dit nie by 'n quote kom van God. Dink oor Jesus self. Hier is die opsomming wat ek wil sê oor hierdie ding, hè. God is goed, die wêreld is boos, en mense kan kies wat hulle wil doen. En God is daar vir sy kinders, om hulle by te staan deur al hierdie twak en boosheid wat oor ons pad kan kom moontlik. God is daar vir ons vir dit. En jou reaksie van haat en wraak, is geoorloof, maar jy moet dit oorgee, jy kan dit nie dra nie, dat God gaan vir jou doodmaak. Gee dit God se hande, sodat hy behoorlik kan dit les opsê, want hy gaan, of hy gaan hulle red, een van die twee, maak waar hulle keuses in gaan. En hy gebruik selfs die ergste dinge in ons lewe, tot ons uiteindelike voordeel, en dit is my een van die dinge wat God amazing maak, is, hy laat jou nie verkragt word nie, maar as jy verkragt is, kan hy daarin gebruik, ek weet nie wat hy doen nie, om die beste vir jou te laat uitkom uit. Dis wat om God maak. Romeine 8 vers 28, het ek vinnig dit raak gelees. Hy is seker geskiepskyk. En hy het ook... Dit is nie daar nie. Is Romeine 8 vers 28 gedaan nie? Nee. Dan moet ek vir julle lees gegaan. Ons het dit net gelees. Alle dinge werk in goede vir die wat Christus lief het. Okay, hierso. Ek het opgegaan. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Die slegte ding wat ek nie vir jou kan verklaar, hoekom presies wat alles nie, even daai goed, vat God, en hy laat dit tot jou voordeel uitwerk, eventually. Nou, daar is vrae waarvoor ek nie antwoorde het nie, die ding van, waar bose mense in die brengen, kom maak vir my redelik sin, want God gaan nie, oor hy is 'n wil klim nie, en hy is daar in hy situasie, al lyk het nie van jou van buite af so nie, jy moet hom gaan praat daaroor, gaan jy maar aan sien, en hy draai die deure, en hy laat dit ten goede meewerk. Wat ek nie voor antwoorde het nie, is goed soos vragsongelukke, as ek het stel waar mense se wil nie betrokke is nie. Ek het nie 'n antwoord vir dit op dit nie, maar hier staan my proses weer. Wat glo ek van God? Want dit wat ek van God glo, kan nie strydig wees met die antwoord by uitkom, oor wat my verduideliking daarvoor is nie. As ek nie verstaan nie, kan ek nie wees, God is nie goed nie wat hy is. Sy planne vir my is goed. En ek glo, hy weet wat hy doen. En as God glo, hy weet wat, as God weet, of as ek glo, hy weet wat hy doen, dan gee dit vir my rus, want ek weet nie wat hy aangaan nie. En enig as hy kom, gaan ons beter verstaan. Maar tot dan, het ons nie. Die paradys was fantasties, maar die paradys het geval. En toe Jesus gekom het, het hy 'n klomp dinge kom herstel. Maar die finale restaurasie gebeur eers as Jesus terugkom, en dis waar Openbaring 21 in die prentjie inkom. Alles gaan nuut word. Jy gaan 'n spanking brand new lyfie kry, met dooplik soos jy nog 'n bietjie lyk, maar hy gaan lekker wees. En ons kry 'n nuwe hemel, nuwe aarde, alles gaan nuut word. Ek maak alles nuut. Dit God sê, die einde van die storie. En dan gaan die totale restaurasie daar wees. Maar tot ons nie daar kom, het ek nie al die antwoorde nie. My verduidelikings stop net by ek weet nie, maar ek vertrou God weet beter. Want anders kan ek nie rym met dit wat ek wel van God weet nie. Ander belangrike ding om te onthou is julle,
die boosheid wat ons op hierdie aarde ervaar, is tydelik. Dis amazing, in daai opsig. Weens, as jy net in hierdie wêreldjie leef, so ouens wat net in hierdie wêreldjie is, en daar is nie in hiernamaals, daar is nie 'n God, daar is niks van daai nie, ek het nie vir hulle 'n slimmer antwoord nie. Dit gee my hoop, die feit dat hierdie is die begin van 'n ewigheid. Ons gaan nie dood. Ja. Want wat ons in hierdie wêreld deurgaan, is tydelik. Hou dit altyd in gedagte. En in die tyd wat ons hier is, saam met die boosheid, is ons doel om dit net soveel te haat soos wat God dit haat. Nie die mense nie, die boosheid. Haat dit net soveel soos wat God dit haat. En probeer die goed in die lig bring, probeer dit beveg, doen al die dinge. Al verstaan ons nie alles nie. God weet presies hoe ons voel op hierdie aarde. Ek het vir julle 'n quote van 'n girl in die naam van Dorothy Sayers. Dit het jy net gesê, sien. As jy dink van al die goede van hoekom en dit en daai en lyding en twak, dink oor Jesus. For whatever reason, God chose to make man as he is, limiting and suffering and subject to sorrows and death. God had the honesty and the courage to take his own medicine. Whatever game he is playing with his creation, daar dink van my, God speel met ons hier so rond. Hoekom sal hy sulke dinge doen? He has kept his own rules and played fair. He can exact nothing from man that he has not exacted from himself. He has himself gone through the whole of human experience, from the trivial irritations of family life and the cramping restrictions of hard work and lack of money to the worst horrors of pain and humiliation, defeat, despair and death. When he was a man, he played the man. He was born in poverty and died in disgrace and thought it well worthwhile. God stel hulle boon wonder en is verstom oor jou twak, dat jy nie weet wat jy aangaan nie. Hy verstaan presies, want hy is hier deur die hele ding. Hy het dit nie gesaadstep omdat hy God was nie. Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Jesus het daar gestaan en gewens, ek wens ek kan die ouens wipe, en hy het nie, hy het die versoeking weerstaan. Jesus het elke ding wat jy deurgaan en misdoen, was hy voor dieselfde versoeking gewees. Hy was nie in sonde ooit met dit nie, wat God gemaak het. Maar hy het nie 'n hoofpriester wat nie verstaan nie. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En die stukkie net voor dit praat hy van, ek het ontdek, ek kan baie en ek kan niks sê nie. En ek kan op die skipie wees of onder die skipie wees, op die eiland of by die huis. Maar in al hierdie dinge, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dis my kort antwoord vir waar was God dan? Hy was daar, julle, gaan praat met hom as jy sukkel met daai ding, of kom na ons, dat ons saam met jou met God gaan praat. Hy was daar. Volgende, laaste punt wat ek wil praat oor die kerk om sy goed is God alles vir almal? Want hy sê, ons kan nie God so verduidelik dat hy alles vir almal is nie. Nou, op hierdie punt stem ek met hom saam, as ons dieselfde ding bedoel. Daar is, vir mense deesdae, ek dink hulle met 'n universele God, want daar is 'n God, maar jy kan op 'n paar maniere by hom uitkom. En ek dink nie, dis die God van die Bybel nie, dis nie wat ek kan bid nie. Die God van die Bybel, hy is onverdeelde trou aan hom, en ek dink met goeie rede. En as hy is wie hy sê hy is, as hy die skepper is van al die goed, dan is al die goed syne, en dan kan hy sê. En dis die groot ding van hoekom, die hele ding van God as die skepper, en evolution, al die goed, as God nie die skepper is nie, dan verval al die ander goede. Hoekom moet jy hom glo daarop? En dis om so baie plekke, my opvallend al die ander argumente wat ek in die Bybel gelees het, wat altyd verwys na, het julle nie gesien van die begin van die aarde af nie, het julle nie gekyk na toe ek alles gemaak het nie. Dit maak sin vir my nou. Want God sê hy is die skepper, hy staan pa vir al die goede, hierdie is sy staf. Johannes 1. Vers 1 tot 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alles gemaak, by staf. Kolossense 1.
is vinniger as ek, baby. Hoef net een knoppie te druk. Ek weet maar jy doen baie vinnig. Vers 16. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Daar is weer die storie. My goed, ek het dit gemaak, sê die Here, en ek is bo alles. Ek is voor alles. Nou baie keer as God se kindertjies weggedwaal het, dan het hy hulle vergelyk met 'n sedelose losvrou wat gerondloop het. En hy roep hulle altyd terug. En deel van die rede hoekom God hulle die hele tyd terugroep is hy sê jaloerse God. Hy is jaloers oor sy eie glorie. En hy's 'n goeie man vir sy volk. Eksodus 34. Kyk hoe lank is hy gebeur. Ons kort. Okay. Eksodus 34 vers 14. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. Hy is 'n jaloerse God. Deuteronomium 4 vers 23. Neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God wat hy met julle gesluit het, nie vergeet nie. En vir julle geen gesneede beeld maak nie, 'n gelykenis van enige iets wat die Here jou God jou verbied het. Want die Here jou God is 'n verterende vuur en 'n jaloerse God. Hy is jaloers. Laaste een van sulke dinge, Jesaja 48. Het jy Jesaja 48? Nee. Okay. Dan moet ek dit vir julle lees. Jesaja 48 vers 11. Om my ontwil, dis die Here wat praat. Om my ontwil sal ek dit doen, want ag, hoe is my naam ontheilig? En ek sal my eer aan geen ander gee nie. Luister na my, o Jakob en Israel, wat ek geroep het. Dit is ek. Ek is die eerste, ek is die laaste. Ook het my hand die aarde gegrond en my regterhand die hemel uitgesprei. As ek hulle roep, staan hulle almal daar saam. Die Here weer eens, ek het dit goed gemaak. en ek gaan nie my eer met iemand anders te deel nie. Ek is 'n jaloerse God. Nou, as ons praat oor jaloers, dan klink dit al snaaks om te sê God is jaloers. Dis nie hoe 'n goeie mens is nie. En jaloesie, julle is soos enige ander ding. Dis nie 'n slegte emosie nie. Dit kan sleg wees. En die ding wat jy aan dink as jy dink God is nie reg om jaloers te wees nie, is die verkeerde kant van jaloesie. Wanneer die duiwel gaan staan of ek draai het. Daar is vrouens wat as 'n man by die huis inkom met sy rolbal tassie, sy kar gaan krap met haar sleutel, want sy is vas oortuig dat hy lol met die rolbal tannie. Dis die verkeerde soort jaloesie. Of mans wat hulle vrouens panel beat as hulle saam met hulle girlfriends uit was die aand, want hy weet mos hy het geflirt met ander mans. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Jaloesie, wat die regte emosie is wat in jou hoort op te kom, iewers, is daai drang van om dit wat vir jou kosbaar en wat jy vir lief is, die mense wat jy vir lief is, te beskerm teen enige prys. En dis 'n liefde en beskerming van jou kant af. Dis die regte soort van jaloesie. En dit is wat God met sy kinders is nog altyd. As jou eggenoot regtig rondkyk, as hy aan die rondloer is, soos ons hier is, gaan ek 'n paar dinge doen om dit terug te kry by my. Dit maak my 'n goeie man nie 'n slegte man nie. Ek sal ewig goed te doen soos daar's 'n beginsel, 'n hele boek daaroor van tough love. Pas sê baby, as jy weet wat ook al wat nie reg is in my oë is nie, gaan ek loop. Gaan jy nog nie skei nie, maar ek gaan loop. En ek vat my kind saam. En die doel daarvan is nie ek straf haar nie. Die doel daarvan is word wakker, woman. Jy mis 'n goeie deal hierso. En jy gaan jou kind besien nie en alreg wat doen. Dit is liefde wat hard is op daai stadium om haar te kry om te doen met die regte dinge sodat sy by my kan kom. Dit is hoe mense so streng optree daarmee. Nou die enigste manier hoe ek God as enigiets universeel kan sien, is in daai opsig van sy genade oor mense. Dis universeel. God het almal mooi lief gehad en hy sê, kies my. Johannes 3. Want so lief het God die hele wêreld gehad,
dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God. God het selfe ding van kies. Ek kom red die hele wêreld. Hy het vir elkeen dood gegaan. Die verkragter dood, klaar voor gesonde betaal. Maar hy moet die bieder aanvaar voor die tyd uithardloop. En dan ook Johannes 3 vers 35 en 36 hoop ek is daarso. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. God het jou lief, sy Seun gegee. Jy kan kies. God se genade is oor die hele wêreld, universeel. Dis waar God universeel is. Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, sê Jesus, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis die wil van God, die Vader daar. Almal wil hy gered het. Johannes 8 vers 23. En ek sê vir julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Sien God raak, maatjies, hy het vir almal gesterf. Dis waar hy universeel is. Maar jy moet kies. Christendom is eksklusief. Daar's nie baie paadjies na God toe nie. Daar's een paadjie, sê Johannes 14. Mag hy daar wees. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my of na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar's nie baie paadjies na God toe nie. En weer eens, dit is nie omdat God boos is nie. Julle? Ons wil God oor 'n ander kam skeer as wat ons met mense doen. God is liefde en behalwe die feit dat hy elkeen van net omdat hy God is, sy eer en sy lewe en sy alles verdien. Hy is liefde en as ek 'n goeie man is, 'n liefdevolle man is teenoor my vrou. Maar sy bewys haar liefde aan my kwansies deur liefde op ander plekke te gaan uitdeel en haar intimiteit op ander plekke te soek. En ek sê, wel, ons het maar so 'n verhoudingie. Maak hom as nie my liefdevolle man nie. Maak van my 'n ruggraatlose pateet. En dis hoe mense na God kyk. God moet sê, nee, dis cool man, piek jyne, vang 'n sandoma, kry 'n guru, maak 'n plan, kom met by my uit op 'n manier. Enige manier wat jy is. Dis nie wat God soek nie. Net soos wat ek nie soek my vrou met my lief op enige manier wat sy dink is goed. Via nie. Ek soek daai dingetjie vir myne, jaloers oor haar. Nie sleg jaloers, nie goed jaloers. En dis hoe God is. En dis 'n goeie ding, want hy's liefde.